welkom op die eerste vanoggend. Dit doen jy bekend by ons, want so kan hier van tevore baie uitgehaal met die jeug. Dit doen baie dankie vir jou bereidwilligheid om ons te spreek vanoggend. Baie sterkte in die boodskap. Goeiemôre Waterkloof. Dit is inderdaad so dat ons in die tydperk van my studies hier 'n tuiste gevind het, soos baie lekker vir my om vanoggend terug te wees. Ons kleintjies wat ons hier nog onder Dominee Rytjie se hande laat deurloop, het is nou altyd al op universiteit, so ek is grys en oud vanoggend hier saam met julle. Maar dit is regtig lekker. Dit is ook lekker in die week met die moeite wat Betsy gedoen het met die erediens. Ek wil sommer daarvoor dankie sê. Ons het so 'n gesprek onder ons kollegas dat 'n mens vreeslik baie van 'n gemeente kan agterkom oor hoe die kanse lyk. Nou, hier agter het Waterkloof 'n noodhulptas. Ek weet nie wat dit voorspel vir die erediens nie, maar dit is baie lekker om saam met u vanoggend te wees. Dankie ook vir die geleentheid. Ek sien dat daar 'n hele paar verjaarsdae vandag is en ek dink een van julle dominees se jaar ook vandag. Ek is nie seker nie. So wees maar net bedag daarop dat 'n paar name is wat julle vandag moet bel en laat weet. Terwyl ons so aan die ligte kant begin het, is daar ook vanoggend mense wat in baie van ons eredienste nie is nie. Hospitale, mense wat op pad is. So ek gaan voordat ons enigstens met die erediens begin het, gaan ek sommer net dat ons almal saam net ook vir ons mense bid wat nie vandag saam met ons aanbid nie. Here, dankie dat u geduldig is met ons. Dankie dat u vir ons lief is. Dankie dat u elke tree saam met ons loop. Ons bid vanoggend, Here, vir die van ons gemeentelede en ons geloofsfamilie wat nie hier is nie. Ons weet van 'n hele paar wat al besig is met prosedures al vanoggend in die hospitaal, Here. Ons weet van mense wat by hulle families kuier. Ons weet van mense wat so 'n bietjie op die pad is vanoggend. En almal van daai dra ons aan u op vanoggend. Ons weet dat ons veilig is in u liefde, Here, en dat die lewe soos wat hy met ons heen en weer gaan, nie u stabiliteit in ons lewe kan uitwis nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die Here het beloof waar 2 of meer in sy naam bymekaar is hy by ons, en ek groet julle in die naam van die Drie-enige God. Mag hy vir julle genade en vrede en barmhartigheid in vanoggend se erediens wees. Kom ons antwoord op die groet van die Here met liedboek 200 en daarvan sing ons 3 strofes.
Daar kom baie tye in 'n mens se lewe wat jy hoop jou narratief is so 'n bietjie groter as die oomblik waarin jy jouself bevind. Dat jou storie so 'n bietjie langer kan wees as die storm en drang van die tyd waarin jy leef. En daar's baie verskillende maniere om daarby te probeer uitkom. Op 'n stadium het mense dit selfs by die Here gesoek. Hulle het hom eintlik met 'n vraag probeer vastrek en een van hulle wat 'n wetgeleerde was nogal, het vir hom gesê: "Meneer, wat is die grootste gebod in die wet?" Daarmee het hy gesoek na iets, 'n reël, 'n stuk organisasie waarmee hy sy lewe aan mekaar kon sit wat vir hom so 'n bietjie dieper laat leef het, bietjie verder laat sien het, bietjie vinniger weg kon kom van sy foute. En die Here het hom toe geantwoord. Hy het vir hom gesê: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met al jou krag en met al jou verstand." Hier is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat daarmee gelyk staan is, in die lewe wat jy lei, moet 'n mens iets daarvan kan sien, want jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons gaan vanoggend aan daai antwoord van die Here dink deur die sing van 2 liedere. Ons sing dit aan mekaar. Julle kan net vir Betsy volg. Die eerste een sing ons in Afrikaans en dan Latyn en weer Afrikaans, en dan die tweede een is ook 'n gebed wat met sy eie herhaling daarin is. En daarmee vra ons net vir die Here om vir ons te help om iets meer te maak van 'n lewe wat net uitgelewer is aan ons eie selfgesentreerde idees. Die Bybel is baie duidelik dat as ons met 'n ware berou en 'n opregte hart ons toevlug neem tot ons enigste getroue saligmaker en verlosser, dan is daar vir ons vergifnis van sonde. Ons skriflesing is vanoggend Jakobus 5 van vers 7 tot 11 vir die van julle wat julle Bybels gebring het. Ek sal nou die teks ook opsit. Maar kom ons bid eers saam dat die Here sy woord vir ons oopbreek.
Here, baie dankie vir die gawe van u woord vanoggend, maar ook die gawe van hierdie tyd. Beide van dit, Here, is 'n geskenk vir ons om te kan glo. Want u het ons gekies vir nou. U het ons gekies vir die mense met wie ons lewe deel, vir die tye waarin ons is, vir die uitdagings wat ons te bowe moet kom, vir die pad wat ons moet loop. Nie een van u vorige kinders of die wat nog moet kom, kan nou glo nie, Here, u het vir ons daardie voorreg gegee. U het vir ons die voorreg gegee, u het vir ons die antwoord gemaak op die uitdagings en die probleme. Ons weet, Here, dat ons nie altyd daai plek vol staan nie, maar vanoggend, as ons hierdie teks van Jakobus lees, dan vra ons dat u vir ons sal help om net weer daardie perspektief in ons lewe te kry, dat hierdie tyd wat in ons nou in is, die tyd is waarin u gekies het, ons moet glo. Ons bid, Here, dat u woord vir ons lewendig sal word, tussen die kultuur van die teks en ons teks, die baie jare wat verloop het, die mense wat ons nie ken nie, ons eie onvermoë, dat u dit sal oorbrug en die woord in ons hart lewe sal maak. Ons bid dit in u naam. Amen. Jakobus 5 vers 7 tot 11 sê die volgende: Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat hy die vroeë en die late reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Hier eindig ons skriflesing, mag die Here sy woord ook in ons harte seën. Die bekende filosoof Daniel Klein het 'n hele rukkie terug 'n boek die lig laat sien en die titel van sy bekende boek is Every time I find the meaning of life, they change it. En ek dink baie van ons voel vanoggend so. Elke keer as 'n mens half 'n greep het op die lewe, as 'n mens half dink, wie ek het dan nou in ritme gekom. Of hier het ek op 'n plek te staan gekom waar ek met vrede aan die einde van die dag my koppie tee kan drink en dink is goed. Dan verander die wêreld om ons. Nou gesprekke oor die sin van die lewe of 'n sinvolle lewe voel baie keer vir 'n mens geforseer. Dis net ou mense en predikante wat oor die sin van die lewe praat, of geleerdes, of mense wat trauma ervaar het. En ek het al baie so gedink. Gesprekke oor die sin van die lewe is 'n moeilike ding. En dis iets wat jy op iemand moet afforceer, want eintlik leef ons maar van 9 tot 5. Elkeen het sy dinge om te doen, ons moet deur die dag kom. Maar ek het al 'n paar keer op my neus gekyk met hierdie aanname. Vir die 2 dekades wat ek in die studentebediening was, het ons maar eintlik onsself 'n bietjie blootgestel aan hulle ritmes. Dit's 'n baie voorskriftelike tipe van bediening. Hier rondom 14 Februarie en Valentynsdag het ons altyd 'n preekreeks oor verhoudings gehad. Want dit is maar 'n slagveld op daai ouderdom. Rondom Ingenieursweek het ons natuurlik gebedsweke gehad want ons moes die arme klomp deur hulle toetse gebid het. En dan rondom vakansies dan skuif mense jouself nou maar so dat jy hulle voorberei op iets soos 'n sending bewustheid, want dis dan die tyd wat ons uitgaan. En saam met hulle eintlik bietjie dink oor die breër wêreld. En daai goed is alright bygewoon. Is maar soos enige ander gemeente die normale customers wat 'n mens maar by alles sien. Die interessante is op daai ouderdom wat so vol storm en drang was. As ons 'n Bybelstudiereeks of 'n preekreeks aangebied word oor God se wil vir my lewe, ek onthou spesifiek die een. Nie 'n verskriklike bemarkbare tema nie, gepak, stampvol gesit. Hoe sit ek 'n sinvolle lewe aan mekaar? Wat kan ek sinvol doen met my tyd? Hoe kies ek sinvol om my toekoms in te rig met die studierigting waar ek in staan? Gepak. Ek dink daar's 'n baie diep behoefte in ons lewens om ons lewe aan so 'n manier van dink en doen te koppel dat dit sinvol is. Dat daar betekenisvolheid aangekoppel is, significance soos wat die Engelsman sê. So ek dink nie dis so 'n geforseerde gesprek nie.
Daar's baie van julle wat op 'n stadium in julle lewe in oorgange ingaan, en kinders gaan uit die huis uit, of hulle trou, of as nuwe kleinkinders wat inkom, as kleintjies wat moet grootgemaak word, en dan is die vraag, is ek genoeg? Is ek reg hiervoor? Dis 'n vraag na sinvolheid. Dis 'n vraag na, het ek 'n geskiedenis waarop ek kan trots wees, dat ek hierdie plek waar ek nou is, kan volstaan. Die eksistensialiste sê vir ons, dat vandag se gesprekke oor sinvolheid en betekenis en swaar kry, en uitdagings wemel van tegniese taal. En dit is ons probleem. Ons het eintlik slagoffers geword van ons eie vooruitgang. Ons het die menslike toestand pap nagevors en geanaliseer. Ons doen toetse en ons maak gevolgtrekkings. Ons diagnoseer en ons organiseer die groot gebeure van die lewe in fases. Ons beskryf oorsake, byverskynsels, gevolge, alles in 'n poging om te kan beplan en te kan voorsien. Ons stel minimum vereistes voor aan sekere toestande wat oor 'n tydperk moet waar wees voordat ons 'n etiket om iemand se nek kan hang en hulle kan help om weer in 'n kort genoeg tydperk sosiaal funksioneel te kan wees. Hierdie vooruitgang het vir ons baie geleer van die menslike toestand, maar dit het ons geflous met 'n valse sekuriteit en 'n illusie van beheer. Erger nog, dit stroop 'n mens van die vermoë om diep in die menslike toestand in te delf vir betekenis wanneer daar uitdagings is, in moeilike tye, in swaar kry. Ons wil vinnig in en vinnig uit. As ons so tegnies oor swaar kry praat en oor geduld, dan is dit nie meer gekoppel aan my verlede of my toekoms nie. En die lewe word gesien en ervaar as nutteloos. Ek dink ons kan anders oor die uitdagings van die lewe praat. Ek dink ons moet probeer om anders te dink en te herformuleer, sodat hierdie lewe wat ons lei weer 'n koppeling kan hê met betekenis en betekenisvolheid. Daar moet eintlik 'n rede wees hoekom ons moeilikheid verdra. Daar moet iets groter of iemand groter of iets buitekant ons lê wat ons trek. Dis waaroor vanoggend se teks gaan. Dis lydenstyd. Ons dink so 'n bietjie aan die dowwer kant van die lewe. In ons eie gemeente staan ons nou stil in Jakobus en ons is amper klaar gepreek met hom. En vanoggend wil hierdie teks vir ons iets sê van daai tyd waarin 'n mens so 'n bietjie moet stil staan en oor die groter dele van die lewe moet dink. Die goed wat nie so maklik uitwerk nie. En om ons te help daarmee het ons vandag nou twee figure hier. Die een is Job en die ander een is Jakobus. So is miskien makliker om ons binnekant reg te kry vir hierdie woorde deur ons so 'n bietjie te verbeel ons sit op 'n stoep saam met hierdie twee gryse wyses. Ons het vir Jakobus aan die een kant en ons het vir Job aan die ander kant en hulle gesels met ons oor die sin van die lewe. Jakobus is 'n baie interessante figuur. Dis die Here se boetie, is omtrent die konsensusteologie van wie hier geskryf het. Hy het nie in die Here geglo in sy lewe nie. Ons lees so afaanmerking hier in Korintiërs dat die Here spesifiek aan hom alleen verskyn het na sy dood. En dat hy toe een van die groot leiers geword het, een van die 3 pilare van die gemeente in Handelinge. En hoe verder die storie gaan, hoe meer het sy rol oorgeneem. Eintlik is die Here se hele familie bekend daarvoor in die kerkgeskiedenis dat hulle veral in Palestina en Arabië het hulle sendingwerk gedoen. So sy familie het in hom geglo na sy opstanding. Jakobus is 'n baie vroeë man. Dan word in die geskiedenis buitekant die Christendom oor hom geskryf. Hulle sê hy het knieë gehad soos 'n kameel, want hy het elke dag op sy knieë gestaan en hy het vir die volk ingetree. Almal was baie beïndruk met hom. Hy het net klere van linne gedra. En toe die Christendom so begin oorneem het hulle hom gevra om asseblief hierdie oproerigheid nou tot rus te bring. En hulle het hom op 'n hoë plek by die tempel laat staan. Daar's nou verskillende weergawe van hoe hy oorlede is. Maar hulle sê toe vir hom, sê asseblief vir die mense, hulle moet nou ophou met die nuwe Christendwaling. Dit was jou broer gewees, jy moet met hulle praat. En hy sê nie eens reg. En hy gaan staan toe daar en toe hy sy kans kry, toe lewer hy getuienis van die lewe wat die Here vir hom gegee het. En hulle sê ek dink die een wat die meeste aanvaar word is hy's met 'n knippel doodgeslaan waarmee hulle leer gelooi het. Nou, in Jakobus se lewe het hy die rol gespeel om 2 faksies in die kerk bymekaar te bring. Soos wat
die Christene verjaag is, het hulle die evangelie versprei in die kerk het soos 'n veldbrand, almal se lewens om hulle verander. Maar hierdie nuwe inkomelinge het die Joodse manier van Christen wees uitgedaag. Julle moet nou onthou die eerste 15 biskoppe in Jerusalem was nog Jode. Hulle het gesien dat die Here se koms en alles die vervulling van profeseë was. Hulle was tot omtrent 98 na Christus was die Christendom in die sinagoge nog deel van die Joodse godsdiens. So dit was 'n baie Joodse ding. En hoe verder die geloof versprei het, hoe meer het hulle eintlik losgemaak van dit wat vir Jakobus belangrik was. So Jakobus sien hierdie wonderlike reaksie op die evangelie, maar hy kom agter alles waaraan hy geglo het, wat vir hom reg was word uitgedaag. As ons kyk na hierdie gemeente van hom vir wie hy hier preek, is hulle uitgeskuif uit die tempel uit. Hulle was arm. Hulle is eintlik uitgebuit deur die landbesitters. Daar's hofsaake teen hulle gewees. En hy begin om Levitikus 19 veral en Matteus 5 tot 7 vir hulle te herinterpreteer. Maar sy lewe is eintlik baie moeilik. Hy verloor sy lewe in diens van die broer van hom in wie hy geglo het. Dis die een man op die stoep. Die ander man is Job. As ons Job na vandag toe moet vertaal, dan het Job waarskynlik in Waterkloof gebly. Ek is nou jammer om dit vir u te sê. Hy was gegoed. Hy is die een wat aan die einde van die dag sy teekie kon drink en sê, dit is regtig, ons moet dankbaar wees. Dit kon met ons baie slegter gegaan en daar's baie mense wat nie het wat ons het nie. Goed wat ons al vir mekaar gesê. Job het 'n gesin gehad waaroor aan sy kinderstories was en die kinders het hulle gedra. Hy het besighede gehad. En op 'n dag oor iets snaakse narratief wat in die hemel gebeur, laat die Here dit toe dat daar spul goed skeefloop. En in hierdie skeefloop van goed verloor Job alles. Hy sit nog daar en wonder hoe hierdie besigheid nou hoe hierdie ding nou skeef geloop. Dan hardloop daar iemand anders in en sê vir hom, daar was nou net een of ander natuurvrat gewees en dit het gebeur. En terwyl hy dit nog verwerk, dan kom maar 'n ander ene in wat sê al die kinders is oorlede. Hy gooi die Here met allerhande vrae, die Here gee geen antwoord nie. Die Here gooi hom terug toe met 'n spul vrae en in sy interaksie met die Here kry hy 'n totaal nuwe ding van homself. Saam met Job en Jakobus op hierdie stoep sit daar mense wat hulle geliefdes verloor het. Mense wat hulle hart gesit het op 'n bevordering en dit nie gekry het nie. Mense wat wonder, hoe kry ek weer my naastes, my geliefdes om vir my van vooraf lief te hê? Wat maak ek met daai besluit wat my hele lewe laat ontspoor het? Hulle sit op die stoep en op daai stoep sit ek en jy ook. Met alles wat agter ons lê en alles wat voor ons lê. En die interessante in die gesprek met Job en Jakobus is dat die Here nooit reguit vir een van hulle twee gesê het, wat is die sin van die lewe of wat is 'n sinvolle lewe nie. Die Here antwoord 3 ander vrae. As ons die hele boek van Jakobus en sy geskiedenis en Handelinge in ag neem en ons neem die hele boek van Job in ag, dan antwoord die Here 3 ander baie intieme, intensiewe lewensvrae. En deur hierdie vrae te antwoord, gee hy vir Job en Jakobus 'n manier om by 'n sinvolle lewe uit te kom deur dit wat hulle dink en dit wat hulle doen. Die 3 vrae wat hy antwoord is: wie is ek? Waar pas ek in? En watter verskil kan ek maak? Dis die 3 goed wat geantwoord word in die boek van Jakobus en in Job se geskrifte. Ek gaan probeer om vir u so 'n idee te gee daarvan, want dis 'n ryk tekste. Wie ek is, lê ingebed in hoe die Here by my betrokke is. Die voorbeeld van Job en Jakobus se lewe nooi ons om te besef dat God oplettend is en dat hy betrokke is. Hy sien en hy is by my. Job en Jakobus sê nie vir ons hoe God sal optree nie, maar dat hy sal optree. Hy weet presies waar ek is en wat aangaan in my lewe. My gedagtes oor wie ek is, het dikwels te doen met wat ek dink God van my dink. Dit is vooropgestelde idees wat deur ons opvoeding kom en deur blootstelling aan prediking en sulke tipe van dinge. En ek dink dis wat God oor my dink, maar ek wonder hoe ingrypend ons lewens sal verander. As ons vir 'n dag deur die Here se oë na onsself kan kyk. As hy vir 'n dag vir ons die vermoë gee om te sien wat hy sien.
Nie wat ek dink hy sien nie, nie wat ek hoop waar is nie, nie wat ek wegsteek nie, maar daai woorde in Psalm 139, Here, U ken my, U sien dwars deur my. Voordat ek sit of voordat ek opstaan, weet U wat dit is. Nog nie 'n woord op my tong nie of U weet wat dit gaan wees. U het my aan mekaar gewewe in die skoot van my moeder met moeite, sê die Psalm. Die profete sê vir ons, Here is stil tevrede in sy liefde, hy jubel en juig oor ons. Die evangelies vertel vir ons, dat soos wat hy na die kruis toe gegaan het, het hy regtig alles wat hy gehad weggegee, tot sy laaste kledingstuk, en toe hy dit nie meer gehad het, het hy sy asem vir ons gegee. Ek wens, ek kan myself sien vir 'n oomblik selfs, nie net eers 'n dag nie, deur sy oë. En dan sal ek weet wie ek is. Die Here se kyk is 'n konstituerende kyk. Van die begin van die Bybel af lees ons dat hy sien. Hy sien vir Adam in sy verlorenheid. Hy sien vir Hagar, soveel so dat sy hom noem, Lagai Rooi. Hy is die een wat lewe en die een wat my sien. As mens deur die Here raak gesien word, aktiveer dit betekenis in 'n mens se lewe. Jy kom agter, ek is nie net my foute nie, ek is nie net my beplanning nie, ek is nie net my suksese, my vrese of my vreugdes nie. Ek is iets anders, ek is iets heel, ek is iets meer. Hy sien my en hy's betrokke by my. Daar is baie teoloë wat sê mens moet radikaal aan jouself dink as God se geliefde. Ek is die hele deal. Nou as jy 'n gereformeerde siel het teen die tyd ongemaklik begin raak, is dit reg, want dit is nie al wat hier gesê word nie. Die tweede vraag wat geantwoord is, waar pas ek in? Dit gaan nie net oor my nie. Ek is deel van 'n geloofsfamilie. Jakobus preek vir 'n gemeente, dat hulle saam met mekaar moet wees, nie met mekaar moet moeilikheid hê nie, nie oor mekaar moet kla nie. Job het sy vriende met wie hy worstel, daar's een van hulle wat bietjie sin maak, maar die ander is ook eintlik maar dis kerkmense wat hulle bes probeer, dink ek. Ek is deel van 'n geloofsfamilie en ek het 'n spesifieke gawe wat my in hierdie familie laat inpas. Ek kan onthou ons het dit al vir mekaar in hierdie gemeente gesê. Die gawe wat jy het of wat u het in u lewe is nie bedoel vir aansien of eer nie. Daai gawe is 'n beskrywing van hoe ek betrokke is by iemand anders. My gawe het 'n adres wat nie myself is nie. Die goed waarmee ek goed is met die oog op iemand anders. Die dinge wat ek het, is met die oog op die verbetering van die wêreld rondom my. My gawe is nie bedoel om my eie lewe voller en ryker te maak, maar iemand anders se lewe voller en ryker te maak. Dis hoe ek in 'n geloofsfamilie inpas. As ek wil weet wat is die Here se wil vir my lewe ten opsigte van ander mense, dan kyk ek na my gawes. As ek wil weet wat is die wil van die Here vir Waterkloof en NG Kerk in hierdie omgewing, dan kyk ek na die versameling van gawes wat hier sit. Daar's baie verhale van kerke wat daai skuif gemaak het. Ek is seker julle is daarmee besig in julle nadenke. In steede daarvan om 'n jaarprogram op te stel en dan lywe te soek om 'n program vol te maak, kyk net wat het die Here gegee. Wat is die gawes wat hier sit? En as ons die idee kry van die gawes wat hier sit, ons idee van die Here se plan met ons omgewing. Ek is deel van 'n geloofsfamilie, dis waar ek inpas. Nou as 'n mens so op die oppervlakte lees wat hier staan in die woorde van Jakobus, dan kan 'n mens dink, hy bedoel mens moet net uitelik so klein bietjie vasbyt, want dit gaan eendag beter wees as ons nie meer aan hierdie wêreld uitgelewer is nie. Dit sluit baie nou aan by waar pas ek in. Jakobus se woorde is nie pie in the sky nie en is ook nie na binne gekeerde selfgesentreerdheid nie. Jy kyk nie op as jy wil weet waar jy inpas of wat die sin van die lewe is nie. En jy kyk nie in as jy dit wil weet nie. Dis nou Jakobus se spesifieke tyd. Ek sal daai woorde op ander maniere kan gebruik in ander preke. Jakobus sê, kyk oor die muur en sien jou buurman raak. Dis waar sinvolheid lê vir Jakobus. Jy onttrek nie en jy's besig met 'n spul nutteloos filosofiese gedagtes oor die lewe nie. Jy gaan nie na binne waar jy sin soek in die beperkings van jou lewe nie. Jy gaan na buite waar iemand jou nodig het om waar jou gawe geaktiveer kan word. Jakobus sê ons kyk na mekaar, ons kyk die buurman in die oë, dis waar ek inpas. Daar's 'n derde vraag oor. Wat is die verskil wat ek kan maak? Nou dit kan 'n hele Pinksterreeks volmaak. Dit kan 'n jaar se preke wees, want die Bybel is vol van die verskil wat u en ek kan maak, wat jy en ek kan maak.
Ek is sout volgens die evangelies. Sout keer verrotting. Is daar nie by baie van julle die gevoel dat 'n mens net so nou en dan as jy die nuus lees en kyk net sê, kan iemand nie net asseblief iets sê nie? Dis sout. As ons goed sien agteruit gaan, maak op julle monde en sê iets. As ons in ons omgewing sien dinge lyk nie meer reg nie, doen iets. Dis wat sout doen. Sout keer verrotting, sout preserveer, sout gee smaak, sout maak alles beter. Ek is die lig wat dinge verhelder as dit donker word. Ek maak dinge duideliker. As iemand besig is en patroonmatig elke keer dieselfde foute in hulle lewe maak, is ek die lig wat daar moet skyn en sê, ek hoor jou, ek verstaan jy het al die redes in die wêreld om so te voel, maar ons probeer iets anders. Ons kyk of ons op 'n ander plek kan uitkom nie. In Jakobus spesifiek is ek die een wat die balans herstel terwille van die wat verontreg is. Dis die voorreg daarvan om in Pretoria te kan bly en hierdie insigte te kan hê. Is dit iets wie iemand anders kan doen wat dit nie het wat ek het nie. Ek is vrede. Ek gee 'n oase en 'n rusplek vir mense vir wie die lewe so 'n bietjie rondgooi. Ek is miskien die vriend wat die hand op Job se skouer sit, die een wat troos wanneer daar moeilikheid is. Dis die 3 vrae wat die Here in ons lewe antwoord. Wie is ek? En ek moet tyd in sy woord spandeer om dit agter te kom. Waar pas ek in? Ek is deel van hierdie geloofsfamilie eerste en ek kyk na my gawes om dit te verstaan en watter verskil ek kan maak. As 'n mens daai derde vraag probeer antwoord en jy maak die Bybel oop, is dit 'n boek vol avontuur. Want dit sê vir jou in hoe manier kan 'n mens met hierdie gawe van jou na vore gaan. Ek is seker daar's van hierdie kansel af baie, ek sluit af. Ek wil net sê ek weet in die gereformeerde siel as die dominee sê ten slotte dan luister almal. So hier is die hoofgedagte. Daar is al in baie kerke oor Viktor Frankl gepreek. En Viktor Frankl het logoterapie die lig laat sien wat eintlik die wil tot betekenis is of die wil tot sin is. En as ek nou my eie opsomming kan maak, hy het altyd gesê daar's baie mense wat vra na die sin van die lewe, maar die lewe vra eintlik aan jou daai vraag. En jy kan daai vraag net antwoord met hoe jy jou eie lewe aan mekaar sit. Dis vanoggend die uitdaging hier in Waterkloof, is dit nie? Hier waar ons net saam bietjie staan en dink oor 'n paar woorde op 'n afnaweek. Die vraag wat die lewe vandag aan jou vra is, wat is die sinvolheid van jou lewe, van jou bestaan? En jy kan net daai vraag antwoord as jy weet wie jy is, waar jy inpas en watter verskil jy kan maak. Maak dit 'n mens nie opgewonde gaan kyk wat hierdie week voor lê nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorbeeld van Job en van Jakobus, wat beide in die swaar dele van die lewe en die moeilike dele stilgestaan het, diep gemyn het en agtergekom het dat U die groter werklikheid is. Nie die voorspoed wat ons kan verbeel nie, nie die teespoed waarvan ons probeer weghardloop nie, maar U in U liefde en die manier waarop U na ons kyk. Here, Job het gesê, ek het kaal in hierdie wêreld gekom, ek gaan kaal hier uit. Die Here het gegee, die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Ons wil dit vanoggend oor ons hele lewe ook sê, Here. Ons het sonder iets hier ingekom en ons gaan sonder iets hier uit. En tussenin mors ons baie tyd. Ek bevra, Here, dat U vir ons sal help om te weet wie ons is vanoggend in U oë. Ek sal vra dat U vir ons 'n bewustheid sal gee van hierdie geloofsfamilie waarin ons inpas en die gawes waarmee ons mekaar kan bedien. En dan, Here, dat U ons oë sal oopmaak vir die ongelooflike avontuur om 'n verskil te maak in die mense rondom ons se lewens. Dankie, Here, dat U vir ons hierdie voorreg gee. Ek wil net nog vir een groep bid in ons kerk en in ons familie en dis vir onsself wat soms so moeilik daai hulp aanvaar. Dat U ons oop sal maak om ook gawes van ander te kan benut en te gebruik. En dat ons as 'n familie mekaar gesonder op pad na ons ontmoeting met U sal hou. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Julle is welkom om die Here met julle liefdegawe te dien.
Ons slotlied wat julle staande saam met my kan sing is Liedboek 532 en daarvan sing ons die 3 strofes soos aangedui. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die nabyheid van die Heilige Gees is by elkeen van ons.